Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ons woord vanoggend kom uit Romeine 8 vers 19 uit. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Romeine 8 vers 21, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny, van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Net soos wat 'n vrou in barensnood is, so kry die skepping ook swaar. Net soos plante wat dor en droog is, en so uitsien na die reën, so kry die hele skepping ook swaar. Waar het alles al begin? Van Adam se tyd af, het ons nog nooit in een geslag werklik geklik, wat ons autoriteit ten volle is nie. En soos voor Jesus se tyd, daar so 'n stilte tyd was, waar geen profeet se stem gehoor is nie, moet ons nou gereed maak daarvoor. Dis nou die tyd en die uur voor Jesus se wederkoms, waar die kinders van God geopenbaar gemaak sal word, in draers van die heerlikheid van God. Ons gaan nie meer so baie gestel wees op die bedieninge nie, maar meer oor hoe Heilige Gees elke mens afsonderlik in sy binnekamer bedien, waar kinders van God regtig gebore gaan word in hulle binnekamer, daar waar dit net hulle is, die heerlikheid van die Here en die aanraking van Jesus. Soos Moses gebid het, show me your glory, en God het hom verheerlik, homself verheerlik, by daardie Jordaanrivier, met Jesus se doop, en ook weer op die berg, wat ons gister dit gelees het van. In Openbaring 1 vers 4 staan daar, Johannes aan die 7 gemeentes in Asië, genade vir julle, en vrede vir hom wat is, wat was, wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, Openbaring 1 vers 4. Sien jy, hy bring groete van die 7 geeste tot die 7 kerke. Hoekom? As daar nie 'n verbintenis behoort te wees nie. En daarom bemoedig ek jou vanoggend om wagtend te wees op die verbintenis van God, se 7 geeste, tydens wat ons noem eredienste. Dan word God en nie net een gesalfde nie. Almal kom in daardie kragtige salwende krag in lyn met God se woord. Bid nou, terwyl jy kommunion gebruik, dat God jou huis sal vul met sy heilige teenwoordigheid. En daarom wil ek vir jou ook vanoggend hierdie sê, genade vir jou en vrede van hom wat is, wat was, wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het, in sy bloed. As ek vir jou vanoggend kommunion bedien, dan lees jy self hier saam met my. Omdat hy jou lief gehad het hy jou kom was met sy kosbare bloed. Omdat hy jou lief gehad het hy sy liggaam vir jou kom breek, sodat deur sy wonde daar vir jou genesing kan kom. Omdat hy jou ewig lief het, waar hy aan die regterhand van Vader sit, en waar hy vir jou bid, en vir jou intree, dat jy sal besef, die hele skepping wag in 'n afwagting, dat jy geopenbaar sal word, wie jy werklik kan wees, tot verheerliking van God se naam. Dat jy vandag daardie een kan wees, wat vir die een langs jou kan bid, vir genesing, dat jy die een kan wees, wat vir die een langs jou vandag
daar is om hulle oë te open tot die waarheid. Dat jy vir die een langs jou kan wees vandag, daardie een, om daardie persoon vry te maak, wat in verdrukking is, om die gevangenes vry te laat, met 'n woord van vrylating. Dat ons mooi dink en ons woorde kies, om eerder mense vry te maak, as opinies te gee, om eerder mense te wys, waar ons is, en waar ons kan wees, as die 7 geeste van God op ons rus, soos hulle op Jesus gerus het. Vrede vir jou.